Nou ja, kerk van die Here, ons tema vanmôre baie sterk en kragtige tema. En ek glo, dit gaan baie van ons help vanmôre. Nogtans sal ek op my God vertrou. Nou, Habakuk is 'n baie bekende vers 3 vanaf 17 tot 18. En die woord sê, luister mooi waarmee begin hy. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees. Die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my. Maar, kerk, wat sê die Here vir ons hier? Ons kan sien vanmôre as ons kyk na hierdie vers, waar hy begin deur te sê, alhoewel daar geen vrug, opbloeisel, op die wingerdstokke of op die olyfbome is. Al is daar geen kalvers in die stal nie. Met ander woorde, al is daar niks vir my om oor bly te wees. Nogtans sal ek jubel in my Here, ek sal juig in God. Halleluja. Dit is nie aldag so maklik nie, né? Hoe sê hy, dit is baie maklik om te sê, glory, halleluja, as alles voor die wind gaan, as alles goed gaan. Dan is dit maklik om te sê, Here, ek loof U naam. Maar wanneer die koskaste begin leeg raak, en jy nie meer geld het om brandstof in die voertuig te gooi, dan raak dit al moeilik. En ongelukkig ons as mens sukkel daarmee. Nou ek wil vanmôre begin om vertroue as 'n voorbeeld te gebruik onder ons as mens. Nou wat sou u sê as u aan vertroue, die woord vertroue sou dink? Wat beteken dit vir u in die alledaagse lewe? Ek is seker, u sal saam met my stem dat vertroue natuurlik 'n baie belangrike rol speel in ons lewens. Ek sê altyd, as daar nie vertroue in 'n verhouding is nie, kan jy dit maar net so los. Amen. As daar nie vertroue in 'n verhouding is nie, kan jy dit net so los. Kort en kragtig, as jy met die werk moet sit en jy wonder met wie gesels jou man of jou vrou nou, of hy of sy is waar hulle gesê het hulle is, kan jy net so los. Want 'n verhouding sonder vertroue is nie 'n verhouding. Want die woord vertroue in 'n verhouding beteken niks anders as om iemand toe te laat en emosionele toegang te gee tot jou lewe. Met die wete dat hulle nie sal misbruik. Dis om te kan sê, ek glo dat my hart veilig is by jou en jy nie sal misbruik. Dis om te kan sê, ek vertrou jou met my alles. Nou kom ons kyk eers 'n bietjie na die fondament van vertroue. Jy sal saam met my stem as ek vir jy sê vanmôre, vertroue is nie net woorde nie. Dit word gebou op konsekwente gedrag oor 'n lang tydperk tussen twee mense wat in 'n verhouding is. Let wel, twee mense. En as ek sê twee mense, bedoel ek een man en een vrou. Die woordjie vertroue rus op die volgende basiese eienskappe. Nommer 1 is eerlikheid. Dan is dit betroubaarheid, konsekwentheid, integriteit en respek. Met ander woorde, wanneer iemand se woorde en hulle dade ooreenstem, groei daar natuurlike vertroue tussen hulle. Wat sou u sê, doen hierdie vertroue prakties in ons verhouding? Nommer 1, jy voel emosioneel veilig met daardie persoon. Jy hoef nie jouself te beskerm deur stil te bly. Jy hoef nie voortdurend die slegste of die ergste te vermoed nie. Jy hoef nie alles te monitor of te probeer beheer. Met ander woorde, jy hoef nie 'n tracking device in jou man se broeksak te gooi. Jy kan ontspan jou verhouding in jou verhouding. Jy kan nie jouself wees, want jy vertrou die lewensmaat. Dan natuurlik, jy kan kwesbaar wees sonder om te vrees. Ware vertroue laat jou toe om jou vrese met jou lewensmaat te kan deel.
jou seer te kan wys wanneer jy seer het, te kan sê wanneer jy ongelukkig is oor iets, en jou swakhede waarmee jy sukkel te kan herken. Natuurlik ook te weet dat dit nie later jou sal byt nie. Met ander woorde, dit sal nie later deur die lewensmaat teen jou gebruik nie. Dan jy gee nie beheer uit, vrees, want die vertroue daar is daar nie daar die konstante agterdog nie. Geen verhoor of ondervraging nie, geen behoefte om alles te toets nie, want beheer is dikwels 'n teken van gebrek en vertroue. Daarmee wil ek ook vir u sê dat vertroue is nie blind nie. Wat belangrik is om te weet, is dat vertroue beteken nie naïwiteit nie. Vertroue ignoreer nie rooi ligte as die rooi ligte aangaan nie. Vertroue ignoreer nie as daar 'n rooi vlag iewers opkom. Vertroue verdra ook nie ontrouheid of oneerlikheid. Om te vertrou beteken nie, jy moet jouself laat seermaak. Maar ware vertroue werk saam met grense. Vertroue sonder grense is onwys. En grense sonder vertroue is koud. Gesonde verhouding met albei van die eienskap. Vertroue en grense. Vertroue is iets wat baie stadig groei, maar ook baie vinnig verbreek kan word. Vertroue word opgebou deur klein getroue dade. Dit kan in 'n oomblik beskadig word deur 'n enkele leuen. Dit verg tyd, berou en konsekwentheid om vertroue te herstel. En dan, as daar eers teleurstellings was. So, die saam met my, daarom sê mense dikwels, ek kan vergewe, maar ek sukkel om weer daardie persoon te vertrou. Vertroue beteken ook om te glo in iemand se hart, nie net in 'n perfeksie. En 'n gedagte hou dat niemand, nie een van ons, foutloos is. Beteken dit ek kan maar doen wat ek wil en net jammer sê daarna? Nee. Want ons het almal ons foute, dan kan ek ons net sê jammer. Nee, verseker. Dis hoekom God ons 'n gesonde verstand gegee. En die Heilige Gees ook om ons te help, om ons te wys wat is reg en wat is verkeerd. Vertroue beteken jy glo in iemand se intensie. Jy sien hulle bereidheid om reg te maak. Jy meet hulle karakter oor tyd, nie net in een fout. Dan is daar ook natuurlik vertroue in dieper verhoudings. En sterk verhoudings beteken vertroue, jy hoef nie alles te verduidelik. Stilte is nie bedreiging nie. Ruimte is nie verwerping nie. En konflik beteken nie verlating. Met ander woorde, jy weet, ons is veilig, selfs wanneer dit moeilik gaan. Vertroue is 'n verhouding tussen twee mense. In hierdie verhouding is die rus van 'n hart wat weet, ek is veilig, gerespekteer en ek word ernstig opgeneem. Ek sê sommer maar net daar nie. Ek wil vir u sê vanmôre, daar's mense wat bitter moeilik vertrou, omdat hulle soveel keer seer gekry het, in tye wat hulle wel vertrou, en met die gevolg is, nou begin ons sukkel om ons vertroue op God te plaas. Die oomblik wat ons seer gekry het, trek ons terug, want nou sukkel ons om die volgende persoon te vertrou, want jy is tog so bang, wat voorheen gebeur het, gaan weer gebeur. En met die gevolg is dan, begin ons terugtrek, en ons vertroue in God raak oorneem. Maar ek wil vir u bemoedig vanmôre, deur vir u te sê, alhoewel mense ons altyd sal teleurstel. Mense sal altyd iewers stel, jy vertroue tussen twee drie. Deur miskien vir jou te jok oor sekere dinge, of dalk dinge vir jou weg te steek. Maar die goeie nuus is vanmôre, God sal jou nooit ooit teleurstel. Ek is vanmôre 'n lewende getuie van God se goedheid, God se getrou, wanneer jy jou volle vertroue in hom geplaas het. Ons vertroue is 'n bitter belangrike rol in 'n verhouding tussen vriende, familie en tussen man en vrou. Speel dit nog 'n groter rol in God se verhouding met jou.
En wat beteken vertroue werklik? Die woord vertroue beteken baie meer as net hoop op iets wat reg moet uitwerk. Om werklik te vertrou is om jou gewig op iets of iemand te plaas, selfs wanneer jy geen beheer het. Vertroue sê ek gee oor, al verstaan ek nie alles. Nou wil ek vir net so 2 vinnige getuienisse gee. Een van baie lank terug, dat jy net kan sien hoe getrou is God wanneer jy op God vertrou. Nou, so 'n paar jaar terug, ek kan nie onthou wanneer was dit gewees nie. Dit was nog lang voor COVID se tyd. Het ons besigheid bitter swak begin. Soveel so dat dit nog net so 'n stukkie gekos het, dan moes ek hierdie hele restaurantseksie of my kamerseksie toegemaak. En in daai tyd kry ek 'n oproep van 'n wildvreemde mens wat ek in my lewe nog nooit van gehoor het nie. En in ons gesprek sê hy vir my, het my nommer by iemand gekry en hy hoor ek is verskriklik goed met boerwerk ondergrond. Nou, as ek hier nog so 'n stukkie terug kan vat, jare terug, as 'n jong man, het my baas my elke naweek gebruik op die skagte. Dan is dit hier ondergrond, dan sit daar ondergrond, dan ek was letterlik gebruik oral. En die mense by die werk het altyd vir my gesê, ja, maar jy laat ons toe, dat die baas jou oral sê rondstuur. En my antwoord was altyd gewees, onthou een ding, jy fokus elke dag op dieselfde projek. Hierdie wat ek hiernatoe gestuur word en daarna gestuur word, begin ek ander tipe werk leer ken. So met ander woorde, my kennis in dit en my ondervinding in dit is besig om meer te word as die wat jy vir die laaste 40 jaar het, om te kan sê. Maar boem dit alles, kry ek hierdie oproep van 'n man en hy sê vir my, hy wil my gebruik om boerwerk te doen in Botswana. Nou ek het altyd, vooral my vrou het altyd vir haar gesê, kyk, ek is nie bang vir hoogtes, maar ek klim nie in 'n vliegtuig. Want ek weet, hoe lyk die ou wat in daai engine gewerk het. Want deesdae kry jy mos nie meer competent technicians en mechanics. Maar in elk geval. En die ou sê van die volgende, hy sê vir my, stel die belang en ek weet. Ek stel verseker belang, ek spot altyd, as iemand my vraag, wil jy nie 'n job hê nie, sê ek soek al werk vanaf ek 16 jaar. Geef vir my broer, geef vir my. Maar in elk geval, lang storie kort, die perd sê vir my, alright, ons vlieg donderdag. Ek sê, ons doen wat? Hy sê, ons vlieg donderdag uit Botswana toe. Ek sê, broer, ek het 'n bakkie by die huis, kan ek nie ry toe dan? Hy sê vir my, ja, jy kan ry toe dan, maar dit gaan nie help nie, want ons gaan almal saam hiervan, wat is hierdie vlugstasie hier naby? Lansering. Nou ja, kom by die huis, ek sê vir die vrou, hoor hierso, dit klink vir my, ek vlieg donderdag. Dan kom ek by die lughawe en ek is hier voor, en kyk en ek kom in die vliegtuig aan, en ons klim in die vliegtuig en 5 beltjies word afgesit en elke ding, hulle noem het 'n flybus of so iets. Dan kyk aan 12, 16 mense van. Dis die myngroep se self. Nou ja, hier gaan ons. Dis dit nou heerlik vir my om die bo uit te kyk, soos ons nou vlieg. Maar anyway, wat ek vir julle wil sê, kerk, die oomblik toe ek my eerste revenue uit Botswana uit ontvang, toe is die 0 revenue in Suid-Afrika. 0. En ek dra my maatskappy met 2 crews vanuit Botswana. Dit is die God wat ons aanbid. Hoekom? Want die Here het gesien wat kom. En ek het vertrou op die Here. Want ek weet God is getrou. En hier kom die Here en maak vir my deur op 'n plek wat ek nooit gedink het dit sal gebeur. In my maatskappy het ons nie hierdie werk gedoen nie. Dis die enigste eerste keer wat ons gedoen het, en deur die kennis wat God my gegee het, deur my baas wat my alles gegee het wat daar was om te doen, kon ek ondergrond gaan daar, en ek het vir 14 dae daar gebly, dan kom ek huis toe vir 'n week. Dan gaan ek weer vir 2 weke oor, dan kom ek huis toe vir 'n week. As ek hier kom, dan hardloop ek nou maar hier rond te kyk of ek hierdie week kan optel en reg kry, en deur die genade van God
Help die Here ons dat ons finansiële staat is om hierdie kant te dra totdat ons weer op ons voete was. Dit is hoe getrou God is wanneer jy werklik op ons vertrou. Nou dis 'n baie ou getuienis van jare terug, maar nou wil ek vir jou 'n vars getuienis gee. Weet die kerk, ek staan vanmôre voor u en ek wil vir u sê, as jy jou vertroue op God kan sit, sal hy jou nie teleurstel. Ek bid elke week, die laaste week van die maand, en sê ek vir Here, ek moet hierdie daai doen, en dit is wat ek nodig het hierdie maand. En 2 dae later, toe ek onder hierdie bome stop, kry ek 'n e-pos met 'n remittance van my naam. Wat presies is wat ek gevra het. My God. Ja, ons diep en wonderlike en getroue God. Al wat u en ek moet doen is give it to God en vertrou op die Here. As jy op die Here kan vertrou, gaan die Here vir jou deure oopmaak. En ek is 'n lewende getuie vanmôre. As jy op God kan vertrou en dit vir die Here gee en sê, Here, dit is wat ek nodig het. En ek wil vir u sê, moenie negatief raak of mismoedig raak as God nie op dieselfde tyd vir jou deurkom wat jy verwag het nie. Hou jy net vas. Hou aan glo. Hou aan vertrou op die Here en God sal vir jou deurkom. Hy sal vir jou deurkom. Prys sy naam. Ons kyk na die Bybel se betekenis oor vertroue. Die Bybel word die woord vertrou van die Hebreëse woord soos detached, wat beteken om veilig te voel, om op te leun, om jou volle gewig op in te plaas, om rus te vind in iemand anders se betroubaarheid. Dis soos om jou hele liggaam teen 'n rots te laat leun met die wete dat hierdie rots nie gaan skuif. Hierdie rots gaan nie gee pad sodat ek val. Hierdie rots staan vas. En Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Nou vanoggend, toe ons daar van die plaas afry, ons het almal bygedra wat daar rond bly om die paai 'n bietjie mooi te maak. Ek kom daar van bo af. En daai ou lelike pad wat so vol gate en duike was, is pragtig mooi gemaak. Maar hulle is nog nie klaar nie, hulle is tot op 'n punt gekom en ek kom van hierdie pad af en terwyl ons so bid op pad hiernatoe en ek kom van die mooi pad af en ek klim op hierdie lelike stuk pad, sê die Heilige Gees vir my, kyk hoe lyk dit as die Here jou baie vir jou gelyk maak. Kyk hoe lyk dit as jy self probeer. Ek kan so lekker en gemaklik en rustig ry op hierdie pad wat die Here gelyk gemaak. En dit is die verskil wat die Gees vir my wys. Die verskil tussen hierdie pad wat gelyk gemaak is deur God en die pad wat nog nie gelyk gemaak is nie. Die oomblik as jy afklim van hierdie gelyk gemaakte pad, begin jy restrictions kry. Jy moet al stadiger ry. Jy moet uitkyk vir obstruksies. Hier's 'n klip, daar's 'n gat. Verstaan jy wat dit beteken? As God vir jou sê, ken my in al jou weë. As die Here vir jou sê, vertrou op my met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig. Dit is wanneer God kom en hy hierdie pad so mooi gelyk vir ons sal maak. En hier sê die woord baie duidelik vir ons. Met jou hele hart. Nie halfpad nie, kerk. Met jou hele hart behoort jy God te vertrou. Dit, my liewe broer en suster, is die oorsaak hoekom daar soveel mense teleurgesteld is in God. Maar jy is die een wat jou volle vertroue in God kan plaas. Ek wil vir u sê vanmôre, as daar 'n stukkie twyfel in jou hart is oor 'n versoek of 'n gebed wat jy opgestuur het, is dit vergeefs. Ons bid, ons vra, maar ons twyfel in die Here. Dan kan ons mos nie hier staan vanmôre en sê ek vertrou op my God nie.
Wat se vertroue het jy in die Here as jy twyfel? Gaan jy aan die getrouheid van God twyfel? Ons behoort nie enigstens aan God se getrouheid te twyfel. Vertroue en geloof is bitter belangrik. En ek wil vir julle sê vanmôre kerk, ons is almal mens. As jy op 'n punt kom waar jy vir God iets gee en jy voel in jou hart, jy begin twyfel, dan bid jy tot God en sê, Here, ek bid dat hierdie negativiteit en hierdie twyfel wat in my hart opgekom het, uitgeruk sal word, want ek weet vanmôre, ek aanbid 'n getroue God en ek kan met my alles op God vertrou. Amen. Here, help my. Laat my vir die Here om help my, Here, dat ek geloof sal hê om my vertroue ten volle op U te kan plaas. Soveel van ons wat bid, en dan kom ons en sê, maar die Here hoor nie my gebed, die Here luister nie na my gebed. Hoekom luister die Here nie na my gebed? As ons kan eerlik wees vanmôre met onsself, sit ons dalk hier vanmôre en daar's 'n saak wat nou maande lank, dalk jare lank in gebed vir God gegee is. Maar steeds die Here vir jou neergaan. Die vraag is nie hoekom hoor die Here nie my gebed. Die vraag is, wat doen ek verkeerd? Waar twyfel ek? Waar is my geloof as dit kom by die Here? Nou kom ons kyk bietjie na vertroue teenoor kennis. Kennis sê ek verstaan. Met ander woorde, ek verstaan die woord van God. Vertroue sê ek gee oor. Jy kan baie weet, maar min vertrou. Ware vertroue begin juis waar begrip eindig. En soos ek al van tevore gesê, jy kan alles in hierdie woord wat opgeskryf staan weet, maar sonder vertroue, sonder geloof in dit, bly dit nie skrifvee. Wanneer jy nie antwoorde nie, wanneer omstandighede nie vir jou begin sin maak nie, en wanneer jy nie kan sien hoe dit gaan uitwerk nie, dis dan wanneer ons getoets word of ons ware vertroue in ons God het. Wat beteken dit dan om God werklik te vertrou? Jy gee jou kwesbaarheid, jy laat God toe by jou vrese, jou pyn, en al jou onsekerhede. By die mens is dit wel 'n risiko, want vertroue kan verbreek word, maar by God, kerk van die Here, is daar geen manier dat hy die vertroue sal verbreek. Jy is die een wat begin twyfel. Om te vertrou beteken, jy laat los hierdie beheer wat jy so graag wil hê, want vertroue kan nie saam met beheer staan nie. So wat wil ek vir u sê vanmôre, sodra jy alles wil beheer, vertrou jy nie meer vir God nie. Met ander woorde, as ek alles moet beheer, glo ek eintlik dat God nie in beheer is. Is dit nie waar? Maar hoe gaan ek dit doen? Wat moet ek doen? Jy bly getrou op God. Selfs al is daar geen waarborg in jou saak nie, jy bly getrou aan God. En God sal getrou bly. Ja. Daarom sal ek bid en sê, Here, as hierdie nie vir my beskore is, moet asseblief laat ek dit ontvang. En daarna moet daar vrede in jou hart wees. Onthou, een ding is seker, is God weet wat in jou hart aangaan. So ek kan vanmôre vir u sê, ek bid oor 'n saak, ek wil dit so graag hê, dit maak nie saak wat dit is nie. Al is dit 'n huis waarvoor jy 'n lening ingesit het en jy wag vir die ja-woord, dan kan jy vir die Here sê, Here, ek wil so graag hierdie huis hê. Dis my begeerte. Ek hou van hierdie huis. Ek wil geen ander huis hê nie. Jy vertel vir die Here presies hoe jy voel. Maar Here, as dit nie vir my beskore is nie, moet asseblief nie laat dit so gebeur. Ek maak vrede met u besluit. En as ek dit vir u sê vanmôre, kan ek nog steeds dit sê sonder dat dit die waarheid is. Maar God weet, het jy regtig vrede in jou hart met wat ek vir jou instoor het? Vertrou jy op my dat ek beter weet as wat jy weet? Kerk,
ware vertroue bly staan sonder beloftes van gemaak. Al voorsien God nie vandag aan my behoefte nie, of begeerte nie, nogtans sal ek aanhou om my volle vertroue in God te plaas. Job 13 vers 15 sê, kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. Ek sal tog my wandel voor sy aangesig bly. Met ander woorde, al sal hy my doodmaak, nogtans sal ek op hom hoop. Hierdie is nie, ek staar my blind nie, hierdie beteken my vertroue is geanker in die een op wie ek kan vertrou. Vertroue beteken nie, jy ervaar geen vrees nie, of dat jy alles verstaan nie. Vertroue beteken jy bring jou vrese na God, jy praat met hom oor die dinge wat jy twyfel, jy bly by hom, al is jou hart seer, al is jou omstandighede, hoe verskriklik, vertrou op God en jy laag. Psalm 62 vers 9 sê, vertrou op hom altyd, uw volk. Stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Vertroue kerk is 'n besluit. Dis nie 'n gevoel nie. As jy gedink het is 'n gevoel, dan maak jy 'n fout. Want gevoelens wissel. Vertroue staan vas. Ons vertrou nie omdat ons so voel, maar omdat ons keuse gemaak het op grond van wie God is, dat ons vertroue sal bly in die Here Jesus Christus. Hy is getrou. Hy verander nooit. God kan nie vir ons lieg nie, kerk. Hy doen nooit iets half wat hy reeds begin het nie. En hy sal altyd alles klaar tot op die einde. Hebreërs 10:23 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat het beloof het, is getrou. Wat beteken dit om het onwankelbaar vast te hou? Met ander woorde, sonder enige twyfel. Sonder enige twyfel hou ek vas aan my woord wat God my gegee het. Daardie belofte, dat God sal altyd getrou wees aan my. Hou vas aan my. So wat sal ons nou vanmôre sê, wat is die vrug van ware vertroue? Wanneer jy werklik vertrou, bring dit innerlike rus. Stel jy saam met my? Nie noodwendig veranderde omstandighede nie. Jy moet mooi onthou. Dis nie te sê, as jy vertrou, word jou omstandighede skielik verander nie. Maar dit bring vrede te midde van chaos. Dit bring moed om aan te hou. Nogtans sal ek op my God vertrou. Vertroue is om jou lewe in God se hande te plaas. Nie omdat jy die pad sien nie, maar omdat jy die Here ken. Dis die verskil. Hier is nie 'n mens op hierdie aarde wat nie weet wat dit is om te vertrou. Van kindspele af leer God ons om te vertrou. As kind leer jy om jou ouers te kan vertrou. Het jy al gesien, as daar 'n pa en 'n seun of 'n pa en 'n dogter in die swembad speel, en papa sê vir haar, spring, ek gaan jou val. Spring sy sonder twyfel. Want sy twyfel nie in haar pa se ability om haar te kan vang. Sy spring sonder om te dink. As kind staan sy nie daar eers en maak die som en sê hoeveel krag het pa nodig teenoor hierdie momentum wat ek in sy arms gaan spring nie. Nee. Sy bedink nie hoe ver dit is om daar te kom, of gaan ek seer kry, of wat gaan gebeur nie. Nee. Sy glo met haar hele hart dat haar pa haar gaan vang. Spring met volle vertroue, sonder enige twyfel. Hoekom? Want papa sal nooit aanbied om jou te vang, as hy weet dat hy is nie in staat om jou te kan vang. Dis presies wat God vanmôre vir ons wil sê. Hy sal jou nie sê, vertrou op my. Ek is 'n getroue God, as hy weet, hy kan nie meer help. En dit maak nie saak waarmee jy sukkel vanmôre nie.
Ek wil vir julle sê, plaas jou vertroue ten volle in God en God sal vir jou deurkom. God het die vermoë om jou te kan help, moet nooit twyfel daarin. Al wat ek moet doen is spring, want ek weet, God kan my vat. Ons word deur die jare geleer om sekere dinge te vertrou, en ook om op sekere dinge nie te vertrou. Omdat jy deur ondervinding al gesien het, op wat en wie jy kan vertrou, of op wat of wie kan jy staat maak. Daarom weet elke mens wat dit is om te kan vertrou. Dis soos die verskil tussen 'n Ford en 'n Toyota. Met Toyota weet jy gaan van punt A tot by punt B ry. Maar as dit kom in die Ford, dan wonder jy of hy gaan staan. Amen. Ja, dis vertroue wat God ons leer. Van kleins af leer die Here jou, wat is dit om op iets te vertrou, en as jy jou vertroue op 'n Ford wil plaas, dan weet ek wat. Amen. Nou ja, prys die Here. Dis vertroue. Dit is wat God ons leer in ons lewe, is wat om te vertrou en wat nie. Geloof en vertroue is bitter belangrik. En eintlik is hulle onlosmaaklik van mekaar. Met ander woorde, geloof en vertroue loop hand aan hand. Die een kan nie volwasse wees sonder die ander. En kom ons kyk gou hoe geloof en vertroue verband hou met mekaar. Geloof is om te weet wie God is. Vertroue is om te weet dat wat ook al God sê in sy woord is waar. Ander woorde, geloof sê ek glo God is getrou, en vertroue sê daarom gee ek my lewe in sy hande. Hebreërs 11 vers 1 sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien. Waarom is geloof en vertroue dan so belangrik? Nommer 1, dit anker ons wanneer alles om ons begin wankel of lyk of dinge besig is om mekaar te stel. Daarmee wil ek weer vir u sê vanmôre, omstandighede kan verander, mense kan verander, maar God verander nooit. Wanneer jy glo en vertrou, word jou vrede nie bepaal deur wat jy sien, maar deur wie jy glo. Wanneer jy glo en vertrou, bly jou hoop vas en geanker in God, selfs in die onsekere tye waarin jy jouself partymal bevind. En ek wil vir julle sê vanmôre, kerk, dit is nie altyd maklik nie. Dit is nie maklik nie. Maar die Here gee vir ons die krag. Jesaja 26 vers 3 en 4 sê, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Vertrou op die Here vir ewig, want in die Here is die ewige rots, sê die Woord. Nommer 2, dit bring rustigheid in ons hart. Baie mense glo in God, maar leef steeds in 'n lewe vol angs, want hulle glo dalk dat God se woord waar is, maar hulle vertrou nie ten volle. Ware vertroue sê, ek hoef nie alles te verstaan in my omstandighede. Wat ek wel moet verstaan en op fokus is die feit dat ek alles in God se hande moet los, of kan los, en wie hy is en wie. Dit is daardie berusting wat ons ontvang deur die Gees, wanneer ons die Here vertrou vir ons finansies, vertrou vir genesing, vertrou vir 'n deurbraak in gebed, wanneer ek nie meer weet wat ek kan doen. Nommer 3, het maak selfs ons gehoorsaamheid aan God moontlik. Jy kan God nie regtig gehoorsaam as jy nie werklike vertroue in God het. Hoekom nie? Want dit is bloed eenvoudig. Vertroue lei tot 'n totale oorgawe aan Christus Jesus. En ons weet dat oorgawe lei tot gehoorsaamheid aan God. En gehoorsaamheid lei tot God se seëninge. Nie altyd gemak nie, maar soms het ons dit nodig om bietjie te kan groei. Maar hoe kan ek steeds glo en vertrou, selfs in die moeilike tye? Wat belangrik is om te onthou, kerk,
is geloof en vertroue beteken nie dat jy geen vrae het, dat jy geen pyn of geen ongemak of geen storms in die lewe het. Dit beteken bloot jy hardloop na God toe met jou probleem of jou omstandighede. Dit beteken niks anders as dit nie. Dit beteken die Here sê elke een van ons het die voorreg om na God toe te kom en wat ook al jou pla vir die Here te gee. En vir jouself te kan sê, hardop te kan sê, nogtans sal ek op my God vertrou. Kyk hoe mooi is daai vers so mooi. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie en aan die wingerdstok daar geen vrug is nie, die drag van die olyfboom teleurgestel het en die saailande geen voedsel oplewer, die klein vlees uit die kraal uit en geen beeste in die stal. Nogtans sal ek op my God vertrou. Hoekom? Want ek kyk nie net in die natuurlike vas. Ek kyk in die bo-natuurlike vas. Want ek weet dat ek het 'n God wat op sy troon sit, wat sal voorsien, want hy is 'n getroue God. Al wat ek moet doen is vertrou. Plaas my volle vertroue in die Here. Amen. Dit is volwasse. Dit is 'n volwasse geloof wat jou ten volle laat vertrou op die Here. Geloof laat jou sien wie God is en vertroue laat jou rus in wat hy kan doen. Saam vorm dit die fondasie van 'n lewe. Dalk 'n lewe wat nie maklik is nie, maar vas, hoopvol en geanker is in die Here. Dis die verskil. Maar ons word soms teleurgestel in mense en dan hou ons God verantwoordelik daarvoor. Ek weet van mense wat iemand vertrou het. En nou praat ek van hulle eie familie. Kerkmense. En is gewoonlik hulle wat voor in die kerk sit. Daarom nie in hierdie gemeente, prys die Here. En nou het aan hierdie mense 'n belegging gemaak van R150,000 en nou betaal hulle dit nie terug soos hulle gesê het hulle gaan doen. Raai wat? Die mense wat die geld uitgeleen het, dien nou ewe skielik nie meer die Here nie, want hoe kan die Here dit dan doen? Nou kan ek nie help om te vra, waar was die Here toe jy hierdie geld uitgeleen het? Wat is dan kerkmense? Sogenaamde kinders van die Here. Hoe is dit dan dat God hierdie dinge toelaat? Ek het vertrou op God dat hy hierdie geld vir my gaan terugbesorg. Het jy dalk hierdie saak voor God gebring en gewag op sy antwoord voordat jy besluit het om hierdie geld oor te betaal aan jou familie? 99.9% van die tyd wil ek vir jy sê, God word nie geken in sake soos hierdie. Maar omdat dat dinge nou skeefloop, dan word God se getrouheid bevraagteken. In die meantime is dit jou eie stoelwitheid, om het nou so mooi in Afrikaans te sê. Want jy het nie met God gepraat daaroor. As jy God geken het in 'n saak, dan weet jy, daar's 'n blessing. As jy God nie geken het, moet asseblief nie 'n blessing daarin verwag. En dan kom ons vergelyk bietjie die vertroue tussen mens en God, dat ons kan sien vanmôre, dat ons vanmôre kan verstaan wat werklik die verskil is. En dit sal ons dalk help om te verstaan dat God getrou bly in alles wat hy vir ons sê. Menslike vertroue teenoor goddelike vertroue. Nommer 1, die bron van vertroue. Menslike vertroue rus op 'n persoon se karakter, emosies en keuses, en dit is afhanklik van menslike volmaakheid, wat ten alle tye beperk is. Waar goddelike vertroue rus op God se onveranderlike natuur. Dit is veilig, ongeag die omstandighede of mense se foute. Met ander woorde, God is gister, vandag en môre dieselfde. Beperkings en volharding. Menslike vertroue kan gebreek word deur teleurstellings, misverstande of swakheid. Is dis
altyd in die rus kan, waar goddelike vertroue absoluut geen tekort het. Ek gaan dit weer vir u sê, goddelike vertroue het absoluut geen tekort nie, kerk. God kan nie ontrou wees aan homself nie, en sy beloftes sal altyd getrou bly. Dit gee vir ons sekerheid en rus, waar menslike vertroue is gedeeltelik en dra altyd die moontlikheid van sekerheid, waar goddelike vertroue volle rus en vrede bring, selfs in die donkerste tyd van ons lewe. Wat is ons reaksie op hierdie teleurstelling? Wanneer mense vertroue gebreek word, ontstaan daar bitterheid, wantroue en emosionele terugtrekking, waar goddelike vertroue weer vir ons genesing bring, herstel bring, nuwe hoop gee, selfs maak nie saak na hoe groot die teleurstelling of die pyn was nie. God bring herstel en hy gee nuwe hoop. Beheer en oorgawe. Menslike vertroue probeer dikwels beheer om pyn te kan voorkom. Ek vertrou, maar ek het reeds 'n plan B. Is dit nie hoe ons is nie? Is dit nie wat ons gewoonlik doen? Ons bid tot iets en ek vra vir die Here vir iets. En die oomblik as ek sê amen, dan begin ek klaar vir my 'n plan B uitwerk. Wat sê dit vir u? Daai plan B sê niks anders as ek vertrou nie op God nie. End van die preek. Dit is wat ons doen. Jy kan nie vir God vra vir iets en dan begin jy om 'n plan B uit te dink. Los dit by die Here, want hy weet wat is die beste. Waar goddelike vertroue bereken om alles oor te gee, selfs jou vrese, elke omstandigheid waarmee jy sukkel, plaas dit by die Here, want God is 'n beheer. Ons doel en fokus, menslike vertroue soek sekuriteit, stabiliteit en erkenning, en kan mense op 'n plek plaas wat net God behoort te val. Waar goddelike vertroue lei tot waar vrede is, vryheid en rus, en plaas God altyd op die troon van jou lewe. Met ander woorde, menslike vertroue ondersteun jou, waar goddelike vertroue jou dra. So, vir my om 'n gesonde verhouding en lewe in Christus te kan hê, behoort ek my volledige vertroue in God te plaas. Ek behoort te weet dat vertroue in mense het grense. Plaas jou hoop in God. Anker altyd in God, nie in mense nie, want die mens is nie volmaak nie, en moet om hemelsnaam nie vir God blameer, as jou doen en late sy vrugte is, jy kry glad nie terug wat jy ingesit het. Vertroue in God is die fundament vir ons geloof wat bly staan, selfs wanneer die omstandighede donker lyk in ons lewens. Nogtans sal ek op my God vertrou. Kerk van Here, ek wil vir u sê vanmôre, jy sal nie 'n fout maak om jou volle vertroue op God te plaas. Jy sal nie 'n fout maak nie. Ek staan hier voor u vanmôre en ek kan getuig nie van 1 keer, 2 keer of 10 keer nie. Hordes keer wat God vir my deurgekom het. En ek gaan weer vir u sê, miskien nie op my tyd nie, maar hy het wel deurgekom. Selfs sy woord sê, toets my en ek sal die sluise van die hemel vir jou oopmaak. Wie weet vanmôre as God guns op jou lewe plaas, kan niemand dit verander. Terwyl ek hier staan, dink ek aan nog 'n getuienis. Jare terug, ons het die maatskappy net begin, ek dink is 'n jaar uit gewees. En ons besluit om ons voertuig in te ry op alle voertuie. En die naweek se plan was dat ons gaan bietjie na ouma toe. Ons gaan bietjie vir ouma kuier in Potchefstroom. Nou weet jy mos nou as jy aansoek gedoen het vir 'n nuwe kar, en hulle vir jou sê alles is goed gekeer, maar dan brand jy. Ek wil hierdie lang pad ry met die nuwe kar. Nie met die ou kar. En dit kom toe so dat die vrou wat noem hulle F&I of so iets, is net die finansiële dametjie wat die kontrakte aanvra en al die skryfwerke aanteken en die kant uitsorteer. En die vrou bel vir ons en sy sê vir ons, die stelsel is van lyn af.
Nou ek sal nooit vergeet nie, ek en sy loop al in die mall. En die vrou sê, so as die systeme van lyn af is, wat hulle partymal doen is, hulle stuur vir jou 'n manual kontrak wat jy nou moet print en teken, so sê maar, dit vat gewoonlik tot 48 uur. Ek sal nooit vergeet nie, ek trek haar daar in Edgars. Ons loop toe daar in die hoek tussen die klere, daar heel agter. En ek vat haar hande en sê, kom ons bid, ek is vertrou op die Here. En ek begin te bid, ek sê, Here, ons wil graag met hierdie voertuig tot so stroom toe ry. Sal U asseblief dit moontlik maak dat ons vandag nog, dit was 3, dat ons vandag nog hierdie voertuig kry. As dit nie U wil is nie, dan is dit fyn. Ons berus onsself daarmee. En ons is weer uit Edgars uit daar tussen die klere en ons is weer in die mall gegaan en ek dink dit was 'n halfuur later toe lê my voor. En hierdie dame sê vir my, meneer Hubert, dis die eerste keer in my lewe wat Standard Bank so vinnig reageer met jou kontrak, jy kan jou kaart kom haal. Prys die Here. Nou ja, die eerste keer wat sy hierdie kontrak so vinnig ontvang, omdat dit 'n manual kontrak is. Dit gebeur wanneer jy vertrou op die Here. En nou klink dit miskien vir u, dis nou stupid om te bid oor so iets. Sê die woord nie vir ons, ken my in al jou weë. Dit maak nie saak of jy 'n paar skoene wil koop. Ken God in al jou weë en hy sal jou paai vir jou gelyk maak. En dis presies wat hy daai Vrydag gedoen het. Hy het ons paai vir ons gelyk gemaak en ons het die ou voertuig ingegee, die nuwe ene gevat en ons het te lekker gaan kuier met hierdie nuwe voertuig. Geloof en vertroue in God is die fondasie van 'n lewe wat nie deur omstandighede bepaal word nie. Waar menslike vertroue dikwels gebreek word deur foute, teleurstellings of veranderlikheid, is goddelike vertroue altyd veilig. Omdat God nie verander nie, en omdat God altyd getrou is in sy beloftes. Wanneer ons hom vertrou, rus ons hart in sy liefde en sy leiding. Selfs wanneer ons nie die pad voor ons kan sien nie. Menslike vertroue ondersteun jou, dis al. Dit stop daar. Maar goddelike vertroue is die optel en jou visies dra. Dit beteken nie dat jy die storms in die lewe sal ervaar. Dit beteken nie dat daar nie sal angs wees in jou lewe. Dit beteken nie dat daar nie vrees in jou lewe sal wees of dat jy nooit onseker sal wees oor dinge nie. Dit beteken wel dat ek alles waaroor ek onseker is, alles waaroor ek bang is, alles wat ek aan kan dink, wat ek weet, my plan in God se hande opplaas. Jy leer jouself om eie beheer los te laat, te rus in sy beskerming en te glo dat God alles ten goeie laat meewerk vir die liefde. Dis die kern. Dis die kern van 'n ware oorgawe en volwasse geloof en vertroue in God. Romeine 28 vers 8 sê vir ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. En wat beteken dit as die Here vir ons sê, alles werk mee ten goeie? Kan ons God vertrou as hy so sê? Verseker. Dit beteken nie dat alles wat gebeur goed is nie, kerk. As die woord sê alles werk mee ten goeie, beteken dit nie alles wat gebeur met jou is goed nie. Dit beteken wel dat God al die omstandighede, selfs die swaar kry, teleurstelling of uitdagings wat jy in hierdie lewe het, kan gebruik om iets goeds daaruit te bring. Wat vir jou donker en pynlik lyk, kan deel wees van God se plan om jou te vorm, te leer en te beskerm. Vir hulle wie God liefhet, hierdie belofte is spesifiek, luister mooi, is spesifiek vir mense wat 'n verhouding met God het. Dis nie vir mense wat God ignoreer nie. Liefde vir God toon jy deur jou hart op hom te vestig. Deur jou hart op hom te plaas, deur hom te vertrou en om gehoorsaam te wees. Selfs al verstaan jy nie alles wat gebeur. Dan gaan hy verder, volgens sy voorneme geroep. God werk nie liekraak nie, kerk.
Hy het 'n plan en 'n doel vir elke persoon wat hom volg. Dit beteken alles in jou lewe, jou seer, jou vreugde, en selfs jou sukses en oorwinnings. Alles kan deel wees van 'n groter goddelike doel, wat jy nie altyd verstaan nie. En daarmee wil ek vir jy sê, in die 14 jaar of 13 jaar wat hierdie maatskappy van ons oud is, bel my banker my, ek dink dit was hier in November maand, en sy sê vir my, ons maatskappy kwalifiseer vir 'n overdraft van X bedrag. Ek maak nie gebruik van dit nie, want die Here seën ons so dat ons inkomste kan gebruik om te doen wat ons moet doen. Maar nou, besluit ek, dit is goed om dit te hê, en ek sê van, dis reg. Ons gaan in, teken die dokumente, elke ding, en boem, daar is die overdraft. Reg in ons rekening. 2 weke later, toe moes ek die overdraft maak. Dan jy sien hoe werk God. Ek het dit nie gesien kom nie, want ek het nog nooit hierdie overdraft gehad, so ek het nie nodig gehad om te dink aan 'n overdraft. Maar die oomblik toe hierdie gedagte inkom, en ek sê vir myself, hoekom sal hierdie net ewe skielik boek? Ek gaan dit vat. Daar's 'n rede daarvoor. En 2 weke later, dus ek verplig om van hierdie overdraft gebruik te maak. Nou dit is hoekom ek vanmôre vir u kan sê, wat ek nou vir u gesê het. Dit beteken alles in jou lewe, jou seer, jou vreugde, selfs die sukses en oorwinnings, alles kan deel wees van 'n groter goddelike doel, wat jy nie altyd verstaan. Ons verstaan nie altyd al die dinge, maar wat ek wel vir u wil sê, maak nie saak of jy het verstaan of nie. Bly jy vertrou dat God is in beheer. En die Here het vir ons gehelp daarmee, want ek wil vir u sê, as dit nie was vir daardie overdraft nie, weet ek nie wat sou ek gedoen het. Dit gee net vir 'n mens daai rustigheid om te weet, ek het 'n God op wie ek my vertroue kan plaas, ten alle tye. Ek verstaan nie alles nie, maar ek weet, alles werk mee ten goeie, omdat God, ek God lief. Omdat ek God lief. Romeine 8:28 herinner ons, dat die fokus nie net op omstandighede is nie, maar op God se getrouheid. Om hom lief te hê, en op hom te vertrou, beteken jy kan rus vind by God. Dit maak nie saak wat jy op hierdie oomblik deurgaan. Dit maak nie saak wat gebeur. Jy weet, alles het 'n doel, en jy kan volhard met geloof, omdat jou lewe in God se hande is. Om God te vertrou, beteken om jou hoop nie op mense of situasies te bou, maar op sy onveranderlike karakter. Dis 'n keuse wat jy in jou hart maak, om te sê, selfs te midde van my onsekerheid en swaarkry, in die situasie waarin ek myself bevind, nogtans sal ek op God vertrou. Hierdie vertroue bring innerlike rus, vrede en moed, en laat ons voortgaan met geloof, selfs dan in die wêreld rondom ons dank. Maar ons sukkel om 'n oorgawe te kan maak aan God. Ons sukkel om op God te vertrou. Ek wil vir u sê, vanmôre kerk, die Here kom elke maand vir ons doen. Die Here sorg elke maand vir elke een van ons. Al wat ons moet doen is, bly glo in God. As God ons geloof en ons vertroue in hom toets, byt vas. Want daar sal 'n dag kom, waar die Here sê, kom ek toets jou net, vir nog 'n dag. En as daardie dag verby is, kom ek toets jou net nog 'n dag, om te kyk, of jy werklik waar, jou volle vertroue in my geplaas het. En die oomblik wat ons twyfel, gooi ons onsself so ver terug. Ons kan twyfel in mekaar. Ek wil vir u sê, jy kan twyfel in alles.
twyfel in jou Ford. Jy kan tot twyfel in jou Toyota. Maar moet nooit twyfel in die getrouheid van God. As jy dit vir God gegee het, as jy dit vir God gegee het, vertrou dat God werklik daar vir jou sal lewe. Dis net die waar ons sê, Here, nogtans hou ek vas aan U. Nogtans sal ek glo dat dit wat in hierdie woord staan waar is. Ek sal vashou aan U, Here. Nogtans sal ek glo dat U sal voorsien. Nogtans sal ek nie twyfel in my God nie, want ek weet dat U 'n getroue God is. Kan ek vir U sê vanmôre, meeste van die tyd, wat God nie ons gebede beantwoord, of ons omstandighede verander, is omdat ons nie werklik waar en vol op vertrou. Ons sê, maar hier diep binne in jou hart, sit jy reeds met daai stukkie twyfel. Gaan God vir my deurkom? Gaan die Here my help? Ons sê dit, maar ons bedoel dit nie reg. En daarmee sê ek nou nie vanmôre ons moet agteroor sit en verwag dat God alles moet doen. Nee, God verwag van U en my ook om te doen wat ons behoort te doen. En ek sê altyd, wanneer jy jou beste gee, of jou beste doen, is wanneer God kom en die res doen. Met ander woorde, U en ek doen die moontlike en God kom en hy doen die onmoontlike. Maar U en ek het ook werk om te doen. As ek by die dokter was en die dokter sê vir my, jou longe het verswak, jy moet ophou rook. Dan besluit ek nie, okay, nou gaan ek harder bid nie. Nee, doen iets daaromtrent. En wanneer jy iets daaromtrent gedoen het, dis wanneer jy na God toe kom en sê, Here, hierdie is die nuus wat ek gekry het. My longe het soveel verswak in die laaste 5 jaar. Die dokter het gesê ek moet ophou rook. Ek het opgehou rook. Bid in die naam van die Here dat my longe weer sal herstel. Amen. Dan kan jy op God vertrou. Maar moenie sit en harder bid, maar jy doen absoluut niks nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit hoort nie. Dan wonder ek, hoekom genees die Here my longe nie? Ek bid vir my finansies, maar ek kan God nie vertrou nie. Wanneer God vir my sê, toets my. Ek bid vir God se beskerming. Dis so goed, ek bid vir God se beskerming, waar ons daar op die plaas is, en ek los die deure oop in die nag, en ek sorg julle by vuurwapen naby my is. Gee die Here nie vir my al die means om myself te kan beskerm wanneer dit moet nie. Ek moet mos eers alles in plek sit wat ek menslik moontlik in plek kan sit. En dan kan ek sê, Here, ek bid dat U my sal beskerm. Dis so dit, en dan moet ek glo en vertrou, my God sal my beskerm. God gee vir ons alles wat ons nodig het, om al die dinge te kan doen. En nou praat ek van die moontlike. Maar as U en ek nie die moontlike doen, kan ons nie van God verwag om die onmoontlike vir ons te doen. As ek alles gedoen het wat ek moontlik kon doen, bly daar net een ding oor vir my. En dit is totale vertroue op God. Jy kan ons nie vir my sê, ek bid elke dag dat God vir my 'n werk gee, maar jy stuur nie as jou CV. Maar die oomblik as ek my CV uitgestuur het, kan ek wag op die Here. Kan ek my vertroue op die Here plaas. Filippense 4:19 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Glo jy dit vanmôre? Vertrou jy dat God dit kan doen vanmôre? Absoluut. Absoluut. Kan ons vanmôre voor God staan en sê, Here, ek vertrou U met my hele hart. En ek wil nie jy met die antwoord gee,
asof jy dit vir mense gee. Antwoord God, want God weet presies waar staan jy in jou geloof en jou vertrouwen. En hiermee behoort ons vanmôre te verstaan, dat het so belangrik is, om jou geloof en vertrouwen in God se getrouheid te plaas. Kerk, want as ons dit nie doen nie, gaan ons nie daai deurbraak kry waarvoor ons wag. As jy vanmôre hier sit, of na hierdie uitsending kyk en jy weet in jou hart dat daar dinge is waarin jy nog nie jou volle vertroue in die Here geplaas het, is dit nou die tyd om dit vir die Here te gee. Sê vir die Here, Here, hierdie is waarom ek sit. Sê die Here nie vir ons, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Beteken dit dan nie dat letterlik ek met alles na God toe kan kom? Met ander woorde, as jy vanmôre hier sit en daar steeds twyfel in jou hart oor 'n saak wat jy vir God gegee het, sê dit vir hom. As jy vanmôre hier sit en jy voel jou geloof maak dat jou vertroue God faal, sê dit vir die Here, sodat hy jou kan versterk en jou kan help. Hy wag net daarvoor. Die Here is altyd daar om ons te help. Maar vertrou ek op die Here, op elke vlak van my lewe? Of is dit net sekere dinge van my lewe? Kerk, ek het 'n besluit gemaak jare terug in my lewe. En ek kan getuig daarvan, maak nie saak hoe skeef dinge geloop het. Maak nie saak hoe sterk die storm in die lewe was. Het ek besluit nogtans, sal ek op die Here vertrou. En as God 10 jaar vat, om my uit die donker gat uit te lig, nogtans wag ek op die Here. En ek sê 10 jaar, want na 10 jaar het God my besigheid eers uit die gat. Na 10 jaar lang kon ons eers begin asemhaal in die besigheid. Maar ek bly vertrou op God. Ek het bly geweet, iewers gaan my deurbraak kom. En God sal voorsien, want hy is 'n getroue God op wie ek kan vertrou. Amen. Van die eerste dag af in hierdie besigheid het ons die wind van vooraf gekry. Ek het heel onder begin letterlik met niks, behalwe my hoop in Christus Jesus. Behalwe my vertroue in my God se getrouheid. En natuurlik om te glo dat God doen wat hy sê hy sal doen. Plaas jou vertroue in God. Ongeag hoe sterk die wind waai, ongeag hoe donker jou situasie voor jou lyk vanaand. Daar is altyd hoop in Christus Jesus. God is 'n waarmaker van sy woord. En weet vanmôre dat God 'n getroue God is. En hy sal jou nooit teleurstelling. Ek wil afsluit met Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arend. Hulle hardloop en word nie moeg nie. En wandel en word nie bang. Wat beteken dit vir ons vandag? In my stryd in hierdie lewe, in my storm in hierdie lewe, gee die Here vir my nuwe krag om deur daardie storm te kom. Gee die Here vir my nuwe krag om deur te kan trek tot die oomblik wat hy vir my gee waarvoor ek gevra het. Kan jy sien hoe wonderbaarlik is God? Hy los jou nie net. Die Here los jou nie net en sê, okay, kom ons kyk of jy deur hierdie omstandighede kom. Nee, hy sê, ek gee vir jou krag, want jy wag op my. Ek wag op die Here. Ek het vir die Here iets gevra, ek vertrou en ek glo met my hele hart, God gaan hierdie saak vir my deurtrek. Wat doen ek nou? Ek wag op die Here. En wanneer ek wag op die Here, kom hy en hy gee vir my die nuwe krag, sodat ek kan opvaar as die arend
hardloop word nie moeg nie. En wandel word nie moeg. Kom ons sluit af. Vader, ek dank U vanmôre dat ons net weer opnuut as 'n gemeente kan hoor dat ons werklik waar, sonder enige twyfel, op God kan vertrou. En ek bid dat elke getuienis wat ek vanmôre hier gebring het, mense sal help om op God te vertrou. En ons weet ook vanmôre, Here, dat wanneer ons 'n saak vir U gee, behoort ons te wag op U. Ek moet nie hardloop met my plan B nie, Here. Vergeet van plan B. Want God is in beheer. Ek bid vanmôre, Here, vir elke een van ons omstandighede, elkeen se behoeftes en begeertes wat voor God se troon neergesit is. Mense wat dalk hier sit vanmôre wat vir jare lank, maande lank bid vir iets. Wil ek vir U sê vanmôre, hou vas in U. Vader, ons sal vashou aan U. Want as daar een is op wie ek kan vertrou vanmôre, is dit God. As daar een is, Here, met wie ek my hele lewe, my diepste geheime kan deel en vertrou, is dit God. Ek dank U, Here, dat ons vanmôre na U toe kan kom en bid en vra, Vader, versterk my in my geloof, sodat ek werklik op my God kan vertrou. Versterk my, Here, sodat ek ook kan sê, ek vertrou op God met my hele hart. Help my, Here, dat wat ook al ek vir die Here gee, ek sal wag op God. En met die wete dat U my nuwe krag sal gee, elke dag om daardeur te werk. Ook om te weet, Vader, dit gebeur nie altyd op my tyd, maar op God se tyd. Nou vat U 'n dag, 3 dae of 5 jaar om my te antwoord. Nogtans sal ek op die Here vertrou. Al val ek in die diepste, donkerste gat, nogtans sal ek op die Here vertrou. Al werk my finansies nie uit vandag, Here, nogtans sal ek op die Here vertrou. Al is my koskaste leeg, Here, nogtans sal ek op die Here vertrou. En ek sal jubel en ek sal juig oor my God. Help ons, Here, dat ons nie sal vaskyk aan hierdie wingerd wat geen vrug dra. Dat ons nie sal vaskyk, Here, aan die bloeisels wat nie uitkom op die bome nie. Dat ons nie sal vaskyk, Here, aan hierdie wêreldse dinge wat voor ons staan, wat ons aftrek in die grond in. Alles is stalle leeg. Nogtans sal ek op my God vertrou. Wanneer ek bid tot U, Here, en vir U 'n saak gee, en U kom nie dadelik deur vir my nie, nogtans sal ek op U vertrou. Want ek weet dat U 'n waarmaker van die woord is. En as U woord vanmôre sê dat U is 'n getroue God, dan weet ek dat U is getrou. Help ons, Here, dat ons met ons hele hart vanmôre op God kan vertrou. Ek weet wat dit is om God te vertrou. En ek weet wat dit is om te wag op God. Daarom kan ek getuig vanmôre en hierdie mense kan bemoedig. Wag op die Here, vertrou op God. Want U is God, nie ek. U weet beter, Here, as wat ek weet.
bid vanmôre, Here, dat elkeen van ons se geloof meer sal maak, sterker sal maak, dat ons vertrou ten volle op U as getroue God se plaas. Met die wete, dis in veilige hande. Met die wete, daar is niemand anders beter as God om te vertrou. Ek dank U vir die woord vanmôre. Ek dank U, Here, dat ons opnuut kan besef vanmôre wat die belangrikheid is om op God te vertrou. Ek bid dat die Gees van God ons vorentoe sal help. Dat ons nie sal worstel met twyfel of wanhoop in ons hart het, maar dat ons hoop in Christus sal plaas. Met ons hele wese. Want U alleen is God. Dankie dat ons vanmôre hierdie woord kan ontvang, waar U vir ons sê, vir hulle die my liefhet, waar alle dinge mee te gaan. Dankie dat ons vanmôre aan U as ons anker kan vashou vanmôre. Dat ons nie vanmôre ons vertroue op mense plaas nie, maar ons vertroue op God kan plaas. Help ons, Here.